Julle praat oor Salus, waterval. Al die goed is nou uitgesort. Die dokumente is geteken, die papierwerk is reg, alles is nou reg. Die basics is nou reg in 'n plek. Daar gaan 25 plotte wees op daai plaas met 'n huis soos die op dit. Soos ek gesê het, as jy dit groter wil hê, dan praat jy met Pieter en dan maak jy groot, hy sê vir jou hoeveel gaan dit jou ekstra kos. Maar die basisprys wat geadverteer word, sluit so 'n huis in. Solar en 'n waterpunt en 1 hektaar grond, waarop jy kan doen. Jy kan vir jou kweekhuis aansit, jy kan vir jou vistanks aansit en visse maak of whatever jy wil doen. Jy kan vir jou 'n paar skapies aanhou, jy kan vir jou 'n paar beeste daar aanhou, whatever jy wil doen. Daai 1 hektaar met daai huis, dis jou verblyfsperseel. En dit moet julle goed verstaan. Dis die verskil. Want die oomblik wat 'n ou van die goed praat, dan sal ouens wat kom en vir kom sê, ja, scam en wata en Louis Liebenberg en kleuterzone en al daai kak. Salus verkoop nie aan jou 'n belegging nie. Doen nie. Dis wat jy kry. Die geld wat jy insit, kry dit vir jou met 1 hektaar grond. Nou moet jy verstaan, jy gaan nie te kaart en transport op daai goed kry nie. Jy kan dit nie kry nie, want dit is 'n legal fucking probleem. Maar jy het 'n share in die Salus plaas en die Salus boerdery. Dis 2 entiteite. Die plaas is 1 entiteit, regsentiteit, en die boerdery is 'n ander regsentiteit. Jou belegging gee vir jou 1 hektaar met daai huis. Dis wat jy kry daar. En dan het jy daar share, 1% share in die boerdery, 1% share in die plaas. Dis daai 1% share in die plaas wat jou hierdie verblyfreg gee. Julle moet mooi verstaan. Ons het die legal kak deurgetrap, hoor. So, dis nie 'n kwessie van jy gee vir Salus daardie geld en dan sit jy nou en wag vir 'n dividend nie. Dit fucking werk nie so nie. Jy gee daai geld en dis wat jy kry. En solank as wat jy leef, bly jy daar. En jy kan dit vererf aan jou kinders of wat. Maar jy moet verstaan, die hele, hoe kan ek dit nou sê, die ideologie agter Salus. En dis, Salus Waterval is nou die eerste plaas wat so gedoen word. Dit beteken daar's 25, kom ons sê nou maar, 25 gesinne. En ons werk op average 3 mense per huis. Dis klaar 75 enersdenkende mense by mekaar. 75. Salus boerdery is 'n besigheid waaruit jy dividende gaan kry. Winsdeling gaan kry. Maar dit moet jy sien as 'n bonus. So, en daardie boerdery het op koers arbeid nodig. En dit is ons mense. Julle verstaan wat ek sê, ons mense wat daar werk. So, sê daar's 25 personeel. Saam met die 75 ploteienaars. Dis 100 mense. So as daai ouens wil kom kak maak by daai hek, is daar 100 mense aan hierdie kant van die hek wat sê fok julle, bly buite. Onthou dit. So, dis waaroor Salus gaan vir jouself. Nou, soos wat ek die boertribe ken, uit daai 25 mense wat daar is, kan ek nou al vir julle sê, daar gaan 'n ekonomiese reality daar gebeur, want ons is creative mense by nature. Daar gaan brood gebak word, daar gaan beskuit gebak word, daar gaan koek gebak word, daar gaan biltong gemaak word, daar gaan allerlei sulke dinge gedoen word. Dit gaan
naaldwerk gedoen word, al daai soort goed. So dit is 'n community van enersdenkendes, regdenkendes. So, dis hoekom ek sê, ek met die grootste vrymoedigheid die Salus ding aanspreek. En ek gaan nou weer vir julle die Salus plaas se website link in die chat. Ek gaan dit nou vir julle weer daar in die chat post. Ek het dit gepost net toe ek begin het met die program reg in die begin. Maar daar is hy weer. Jy gaan na daai website toe en dan sien jy daar aan die regterkant is 'n knoppie, apply for membership, dan druk jy daar op, jy vul hy goedjies in en dan sal Salus jou kontak. Pieter Bakkel of sy dogter sal jou kontak. En dan gaan julle daar, vat julle dit verder. Maar ek sê weer, daar's net 25 spots. That's it. Mense het gevra oor die huis en so, toe sê ek, want dit was 'n ding wat ek en Pieter baie oor gedebatteer het. Toe sê ek vir hom, my volk, maak, want hy kom toe by my en hy sê, okay, dis wat ons nodig het per aandeel om die plaas suksesvol te establish. Toe sê ek, okay, nou vat jy dit en jy sit daar by 'n decent huis en dan dis die package prys. Toe vra jy eers hoekom, toe sê ek, luister, die laaste ding wat jy wil hê is dat die mense kry daai 1 hektaar van hulle en elke ou doen sy eie ding. Jy het 'n fucking goeie kans dat in 'n blikkiesdorp ontaard, hoor. Ouens gaan na 'n container neermoer en that's it, en seil oortrek en dit moenie dit doen nie. Lê neer, sodat die mense trots kan wees op hulle omgewing. En nou moet julle ook verstaan, Salus is baie mooi in die berge. Die huise gaan nie bymekaar wees, jy weet, soos 'n village nie. Dis versprei oor die plaas, waar daar gelyk plekke en mooi plekkies is daar, dis die spots. Nou, as jy die plaas wil gaan sien, dan sê jy dit in daai aansoek van jou op die website. En dan kan jy reël en dan kan Pieter reël dat daar, jy weet, op 'n Saterdag of wat, die plaas gewys kan word. Maar die feit van die saak bly, jy kry nie 'n leek en 'n promise vir jou share wat jy daar gaan koop nie. Dit wat jy op die skerm sien, jy kry so 'n huis op 1 hektaar met 'n waterpunt. So dis nie van hierdie ander ouens se kak waar jy klomp geld insit en dan wag jy nou maar vir fucking dag wat hulle wil dividende uitbetaal nie. Want dit was 'n ding wat ek met hom gepraat het baie oor, hom gesê het. Jy moet verstaan, ons grootste probleem gaan wees, daar gaan dadelik mense weer uitkom wat sê, ja, dis weer een uit fucking pakkie scams kak. Benie. Jy moet onthou, die Salusplaas beginsel is 'n leefstyl en dit is 'n toevlug vir die wat enersdenkend is en selfversorgend wil wees. Daardie 25 mense, 25 gesinne op daai spesifieke plaas. Ek sê nou vir julle, ek ken ons boere, ons jese man, ek is 'n groot. Jy sal op jou rug val as jy die kreatiwiteit en aktiwiteit sien wat daar gaan gebeur. Binne net so, tjoep, dan is dit 'n klein ekonomiese unit op sy eie. Die ou wat ek die program oor gedoen het, hy het oor my Moerlampoer. Hy het nou heeltemal anders setup gehad. Hy het nou nie dit op die Salus beginsel gedoen. Wat hy gedoen het, is hy het mense gekry wat op sy plaas werk, wat bereid was om te werk. En daai gemeenskap van hom, hulle is totaal selfversorgend. Maak botter, maak kaas, maak eiers, alles. Slaghoenders en alles. Nou is daar een van die gesinne wat op sy plek was. Die dogter is universiteit toe, sy het veeteelt van swat en sy het 'n ouetjie daar ontmoet en hulle is getroud en toe vra sy hulle wil terugkom plaas toe. Toe sê hy nee, so, toe maak hulle nou 'n plan vir die twee. Toe sê hulle van maar hulle wil graag beeste hier sit. En toe begin hy beeste, want hy is nie 'n beesteboer en gedoen nie. Toe bring hy saam met die twee, die jong paartjie. So, jy weet, selfversorging, kreatief. Ons kan hier sit en ons bitch oor die fucking ANC en al daai goed. Hulle fok als op, man. Hulle kan niks laat fucking werk nie.
Is daar een donder wat gekom het en 'n moerse storie gemaak het van ja, die werkloosheidssyfer onder die blankes is baie laer as onder die swartes. Sê ek, so fucking what? Want die blankes werk vir hulle self. As hulle nie 'n job kan kry, dan maak hy 'n job, hoor. Want hulle sit nie en wag en bedel op die fucking straat nie. Hulle werk vir wat hulle wil hê. En julle nie. Julle fucking sit net en we want the land, we want fucking this, we want fucking that. Plus julle sê we want brains, we want education, yeah, we want the land. Fuck, jy kan nie die land eet nie, pa. Die land gaan nie vir jou kinders sorg nie. Maar vleermuise, dis julle fucking probleem. Vleermuise. Salus is, ek sê nie dis die enigste oplossing nie. Dis 'n opsie, maar dit is 'n opsie vir die mense met 'n visie. Dis wat dit is. 'n Opsie vir die mense met 'n visie. Want ek sê nou vir jou, yes and boys, die boer se oorlewing. Ons sal moet terug gaan kyk wat het ons oupas, my oupas gedoen, baie van julle se oupa grootjies. Toe hulle die land weer moes optel na die fucking Britte die plek afgebrand het na Volkol toe. Hoe hulle onderling met mekaar saamgewerk het en 'n ruilhandel begin het en toe, jy weet, begin 'n ou maar 'n slaghuisie, klein en so, en dit het gegroei en handelshuisie en koöperasies is gestig en dinge. 'n Klein. Moenie kry hierdie konglomeraat idees van nasionale bedrywe en goed. Fok, vee dit van die tafel af. Ons sal moet weer onderbegin met die basics. Nou moet jy vir jouself imagine 1000 Salus plase in Suid-Afrika. Kan julle fucking dink wat se ekonomiese krag gaan in daai 1000 plase lê? En ons het die ding mooi uitgesort. En ek het vir Pieter van die Woord Gouw gesê, moenie vir een fucking oomblik in jou kop kry van een of ander, wat noem hulle dit? Franchise fuck op nie. Moenie! Bly weg van dit af. Konstrueer die Salus beginsel oordentlik. Daar's baie boere wat hy en sy vrou bly op die plaas, hulle is al hier in hulle 60, 70, hulle is klaar, hulle wil nie meer boer, maar hulle kinders is nie hier nie, is weg, of hulle het nie kinders nie, of wat, die kinders wil nie boer nie, wat nie. Maar die ou het 'n goeie plaas. As hy hierdie Salus beginsel op sy plaas wil toepas, dan sê jy vir hom, okay, ons kan deel. Ons is bereid om te deel. Kennis en inligting te deel. Doen dit op hierdie manier, dis hoe ons hierdie in ontwerp het. Kry die backbone en die legalities reg. Julle moet verstaan, Salus Waterval, Pieter Bakkel het nie die grond gehad nie. Hy moet die grond koop om die projek te vestig. Maar daar's ander boere, hulle het die grond. Die eerste ou wat hy mee gesels het daar op die Weskus, het ek vir hom gesê, gaan na die ou toe en gechat met hom oor 'n joint venture. Dan maak dit makliker om aan die gang te kom sonder daai finansiële las. Toe het hy met die ou gaan praat en toe die ou aanvanklik reg gedoen, toe sê die ou nee, hy wil uit. Toe sê ek vir Pieter, fok dit, soek 'n ander plek. En toe kom hy terug en hy wys van hierdie grond. Toe kyk ons na die goed en ek het deur te gaan, toe sê ek my fok man, 'n ou se siel kom ons op daai plek. Ek gaan vir julle nog 'n prentjie wys. Kan julle verstaan wat ek sê, hoekom ek voel oor Salus Waterval soos ek voel. Ek praat nou net oor Waterval, hoor. Imagine, jy staan daar op jou stoep, die oggend, sit daar op jou stoep en jy drink jou koppie koffie, en dis wat jy sien. Dis jou view. Dink aan jou gees. Dink aan jou gees. Wat gaan jou gemoed wees? Dis wat jy na kyk. Dan kan jy maar sê, met dankbaarheid. Die meetsnoere het vir my op mooi plekke geval. Ek raak heeltemal fucking emotional as ek oor dit praat. Dis soos ek voel het oor my plek toe ek het gekoop het die tyd. So, dis jou omgewing. Hoe stil kan dit in jou gemoed word? Hoe duidelik kan jy die fluister hoor? So, ek sê vir julle regtig, Salus Waterval,
is die begin. Want nou Pieter klaar vir my gesê, toe ons die eerste keer wat ek die eerste program gedoen het, oor 'n klomp mense om gekontak, en daar het onder andere boere vir hom gekontak en gesê, hoor jy, ons wil graag dieselfde by ons doen. Toe sê ek vir hom, daar's nie 'n franchise verkopery nie. Die ou betaal 'n jaar fooi om deel van die Salus familie te wees en die Salus naam te gebruik. That's it. Maar jy het niks te doen op sy plek nie. Jy het geen finansiële ding daar nie, niks fokol. Dit is 'n konsep, konstrukt. Dit is 'n gees van samehorigheid. Dis waaroor dit gaan. Toe sê hy vir my, ja, jy weet, dit is nogal 'n radikale ding wat jy nou sê, maar dit maak baie sens. So sê ek my, heerlik man, as jy wil op 'n franchise konsep wil gewerk, dan sit nie fucking lank nie, dan jag iemand dan kak aan op sy plek en dan fucking sukkel die hele plek, die hele konsep. Elke ou is verantwoordelik vir sy joint. En dit gaan wees, daar's sekere van die plase. Maar die ou gaan sê, hoor, ek het nie 25 mense hier hê nie, ek wil 10 mense hier hê. Ek het nie nodig om grond te koop en so nie. Ek het grond hier, ek het nie nodig om implemente. Alles is hier, dit is 'n werkende plaas. Ek wil net die mense hier hê. Ek sal graag 10 gesinne hier wil hê. Dis die ding. Ander ou kan sê, hoor hierso maar, ek het 'n moerse plek hier by my en ons is hier's baie dinge wat beskikbaar is en hier's baie potensiaal. Ek kan 30 mense maklik vat, hoor. Ek sal 30 mense maklik hier kan akkommodeer en ons almal gaan 'n goeie lewe hier kan maak. So dit is al daai goed. Maar die saadjie is Salus. Salus plaas. En dan Salus Waterval is nou die eerste ene wat Pieter doen. Daar's net 25 spots. First come, first serve. Dit is hoe dit werk. Maar jy moet verstaan, daar's 'n proses om jou geskiktheid vir die projek te evalueer. As jy deur daai proses is, dan gaan die ding. Daar is ook 'n duidelike klousule wat vir jou sê, as jy nou oor 5 jaar sê, nee, ek wil nie meer nie, ek wil nou weg, dan kan jy escape. En jy gaan nie minder terugkry as wat jy ingesit het nie. En dan is daar ook 'n eject clause. As jy nou 'n kaksterre daar is, soos wat ons nou sien by Kleinfontein gebeur het, nie nou hierdie onlangs gekak met die EFF nie voor dit. Ons 'n klein groepie mense op Kleinfontein wat dit vir die hele fucking Kleinfontein gemeenskap ondraaglik begin maak. Maar hulle het nie 'n manier om daai fokkers daar uit te kry nie. Op die Salus plaas, daar's 'n eject clause. As die komitee tot die beslissing gekom het, jy's 'n kaksterrer, ons soek jou nie hier nie, dan gee hulle jou kennis en jy weet fok off. Jy gaan nie verloor nie, jy sal jou geld en goed terugkry, maar jy moet net fok off wel weg. Aanvanklik toe ek met Pieter oor het gepraat het, was hy, toe sê ek, luister hierso, dit is presies hoe meeste van hierdie gemeenskappe hulle gat sien. Daar kom 1 of 2 bliksems of fucking ondraaglik maak daar. En daar's nie 'n manier wat hulle van daai kakmakers kan ontslaa raak nie. Maak seker is in die kontrak dat hulle kan gefok en eject word. As hy nie toe the line of fok off. En na so 3 weke is fucking reg, dit is nodig, dit moet gedoen, dit moet daar wees. Dit gee vir jou wat die aandele wil koop daar. Met jou plot daar wil koop. Dit gee vir jou die gemoedsrus. As hier 'n kakstorer hier kom, is daar 'n manier om hom hier weg te kry. Dit is die ding. En ek het hom gesê, die ding oor die huise, hoekom ons die eenvormigheid het op die huise. Toe sê ek vir hom, man, jy wil nie daai ou wat nou 'n money bag is, kom aan, hy bou vir my fucking 6 verdieping bliksem se kasteel en dan wil hy nou die gitaar slaan, hy is die baas van die fucking plaas. Niks van daai kak nie. Maar nou ja, dis soos ek oor dit voel. Ek het myself gekommit na die ding toe en dus ek wil sê, ek het 5 maande saam met Pieter gewerk aan die basics op daai plek. En daar's die result en die geleentheid is nou daar. Daar was, na die eerste praatjie wat ek gevoer het hy vir my gesê, okay, dit lyk uit dit wat hy daar gekry het, dat plotte is versoor weg. Sê ek, okay, dit beteken ons nog net 6 oor eintlik. Toe sê ja. Sê maar nou ja, dit gaan ons maar altyd so, daar's baie mense wat navraag doen en so en dan. Die einde is nie, sê ek maar, dit is nie, moenie oor dit worry nie. Ek is van oortuiging dat die regte mense sal Salus Waterval toe kom. En dit is 'n mooi plek, hoor, dit is 'n mooi deel van die aarde, hoor, dit is 'n mooi wêreld, en toe het hy nou vir my gesê, nou die dag, toe het hy my gesê, daar's nou mense daar naby hom, ook 'n ou man en vrou wat, hulle het vakansieoortjie op hulle plek, en so, hulle wil ook nou uit, hulle is nou moeg, en so, en hy is besig om met hulle te gesels, want, ek het hom gesê, ons moet in die Salus konsep, ergens,
'n ruimte skep vir daardie mense wat nie die kapitaal het om op Salus Waterval in te kom nie. Maar daai plek wat jy sê wat klaar 'n vakansieoortjie op het, dis die regte plek om daardie oor se huisies te verhuur. Sê nee, hy kyk daarna, hulle is besig om daarna te kyk. So, dit is 'n konsep. Dink oor dit. Ek gaan nou te lank aan hier vir 'n Sondagoggend. Ja, nee, logies, duidelik is Salus nie vir jou nie. Maar, soos ek sê, julle moet verstaan, die regstegniese goed is in die plek gesit vir Salus Waterval om te kan survive in die huidige politieke omgewing. En die oomblik wat jy kaart en transport vir daai ouens wil gee, dan moet jy dorpstigting doen. En die oomblik as jy fucking dorpstigting gedoen het, dan sê jy jou moerin, want dan kan jy nie meer sê, net hierdie ouens kan nie bly nie. So, logies, gebruik jou kop en dink daaroor. Dis die groot ding. Dis die groot ding. Ons moet die ding construct om te operate in hierdie kakspul wat ons het in die land. En die oomblik wat jy daai dorpstigting doen, next dan is daai plakkers daar. Sanmarie, hulle sal besig wees as hulle wil onteien hoor. Hulle sal besig wees, daar is groot sake daaroor. Vir dieselfde geld, waar jy nou bly, kan hulle onteien hoor. Nikki Botha, praat, ek het vir jou Salus se kontakbesonderhede gegee, praat met Pieter Bakkel, dat hy praat met hom, gesels met hom. Gesels met hom. Ek sê weer vir julle, imagine, for a moment, imagine, 1000 Salus plase in Suid-Afrika. Kan julle aan die ekonomiese mag dink, wat daai 1000 plase het? Skielik doen daai plase met mekaar besigheid. Nie meer met die fucking XXX in die dorp nie. Daardie plase kan sê, luister, okay boys, overalls, ons gebruik op hierdie 1000 plase van ons gebruik ons 10,000 overalls 'n jaar. En Salus beheerliggaam sê, alright, ons kan 'n plan maak. Dis als goed wat gestig sal moet word om dit te kan hanteer. En Salus gaan na daai fabriek toe en sê, luister, ons soek 10,000 oorpakke, geef ons 'n prys. Okay, ons soek volgende op dit gebordeer. Okay, alright, hier is julle order. Dis die ding, daardie, ek het 'n ander ding, 'n ou wat 'n groot saaiplaas het. Hy trekkers en stroopers en alles wat in stand gehou word. Daai ouens het gewoonlik hulle eie werkswinkels op hulle plaas en so. Maar die ou Lansan, die Salus Lansan, hy doen nie daai ding nie. Hy het net een trekker, want hy het 'n ander tipe boerderytjie. Dan gaan hy na hierdie saaiplaas se ou toe en sê, luister hoor hierso, so jy my trekker vir my service. Hoeveel kan jy my charge? En so begin hulle met mekaar besigheid doen. Kry jy fucking XXX uitgesny. Ons het nou gesien hierdie bliksemse, bynaand noem hulle die papsakke. Kyk hierdie kak wat hulle aanjaag. Hulle is saam met die regering in hierdie onderdrukking van die fucking boere. Hoekom doen hulle dit? Die fucking bliksems, hulle wil almal net beheer hê oor die kosproduksie. Want dan kan hulle vir jou fucking voer wat hulle wil en hulle kan jou afsny wanneer hulle wil. Manne, dink. Dis wat ons gemaak oorleef het vandat ons geland het hier in die Kaap. My fuck, ons het gedink. Die boere se breins, hulle breinkrag. En daai boere wat weggetrek het daar in die Oos-Kaap en die eerste boere gevorm het. Hulle dieet was vleis. Hulle het net vleis geëet, hulle is vleisvreters. Wat het daai vleisvretery veroorsaak? Bedonderde breins, plus fisiese groot sterk mense. 'n genetiese verskil gekom. Dis die ding. Gebruik hierdie ding. Ek gaan vir julle net weer sê wat ek vir daai fucking trustee gesê, toe sy so voor my staan en haar vingertjies op my bors druk en sê, I will destroy you. Toe lag ek vir, toe sê ek, kyk, jy het twee probleme. Eerste probleem is, jy's te fucking maar om my te destroy. Tweede ding is, ek gaan jou opfok met hierdie, want jy kan dit nie vat nie. En ek het haar opgefok oordentlik. Sy het gefok of uit Natal uit, waar sy haar koninkryk gehad het, af Kaap toe, en die eerste fucking saak wat sy in die Kaap haar selle stand trek. Weet hoe werk die toeval? Ek glo nie die toeval nie, maar hoe werk het? Die prokureur, wie sy kliënt toe bestorm word deur hierdie teef. Sy swaar was een van die prokureurs hier in Pietermaritzburg wat my gehelp het.
En hy bel die ou en hy vertel. Hy sê, ja, ons ken hy fucking ding. Hy sê, kom, gelees hierdie saak en hy gee vir hom die saak. Hy sê, hoe kyk hierdie boer? Hy het opgefok. Gelees. Hy ou kom terug nou en sê, hier is ook daai kat kou. En toe, vat hulle. Toe sê hy nie vergeet hulle uit verdwyn. In elk geval, manne, so, daar Salus vir julle. Daar's 'n opsie. Vir die ou wat, vir die van julle wat die belangrikheid van selfversorging verstaan. En soos Mary Ann Burger sê, dit is 'n sustainable option for like-minded people. Dis 'n goeie, dis die enigste antwoord nie. Ja, Nikkie Botha, 1000 sulke plase kan die land verander. Julle weet. Maar dit gaan daaroor vir jouself. En ek sê dit weer 'n keer. Dit is wat jy sien van jou stoep af. En dit is jou stoep. So, daar word nie vir jou gesê, sit hierdie klomp geld in en fucking hoop en wag, daar gaan dalk 'n dividend wees nie. Jy kry dadelik. Tasbaar. As jy so huis op 1 hektaar grond in die dorp wil gebou, wat dink jy gaan jou kos? Hoeveel miljoen rand gaan dit jou kos? Baie, fucking dubbel, 3 dit wat Salus Waterval jou kos. So, dink maar oor dit. Maar nee, ek het nou lekker oor dit gepraat. Ons sê goodbye, sien julle vanaand. Dankie, dit was 'n lekker flight gewees, ek het dit geniet hoor. Julle maak dit vir my maklik. Ja, ek speel maar hierdie videoetjie uit van Salus. Lekker dag vir julle, geniet julle Sondagmiddag ete en as alles goed gaan, sien ek julle vanaand. Boerieman uit.